Ons kom om U te loof, ons kom om U naam te prys en ewiglik groot te maak, omdat U nie net liefde is nie, omdat U nie net God is nie, maar ook omdat U ons God is. En liewe Vader, dankie dat U ons deur die week gedra het, versorg het, bewaar het, bemoedig het, en hiernatoe gebring het vandag. En nou kom ons pleit dat deur U woord, U met ons elkeen sal praat, sal versterk en bemoedig vandag. Asseblief ons bid in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons lees saam uit die woord van God vanmôre, uit die Ou Testament, die boek van Nehemia. Nehemia, die 6de hoofstuk, die eerste 13 verse daarvan. So, scripture this morning is from the book of Nehemiah, chapter 6, the first 13 verses. Nehemia 6, en toe Sanballat, en Tobia, en Gesem die Arabier, en ons ander vyande verneem dat ek die muur gebou het, en dat daar geen skeur in oorgebly het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deure in die poorte gesit het nie. Laat Sanballat en Gesem my weet. Kom, laat ons by mekaar kom in een van die dorpe in die laagte van Ono. Maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou sodra ek dit verlaat om na julle af te kom? Nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my gestuur, en ek hulle op dieselfde manier geantwoord. Daarop stuur Sanballat op dieselfde manier vir die 5de keer sy dienaar na my met 'n oop brief in sy hand. Daarin was geskrywe: die gerug gaan rond onder die volke en Gasmo sê, jy en die Jode is van plan om te rebelleer. Daarom bou jy die muur en jy sal hulle koning word. Dergelike ding. Ook het jy profete aangestel om van jou in Jerusalem uit te roep en te sê, koning in Juda. En nou, sulke dinge sal deur die koning gehoor word. Kom dan nou, en laat ons saam beraadslaag. Maar ek het hom laat weet, daar het nie sulke dinge gebeur as die waarvan jy spreek nie. Maar jy het dit self versin. Want hulle almal wil ons bang maak en het gedink, hulle hande sal die werk laat lê, sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. En toe ek in die huis van Semaja, die seun van Delaja, die seun van Mahatabeel kom, terwyl hy verhinder was, sê hy, laat ons saamkom in die huis van God, binne in die tempel, en laat ons die deure van die tempel toesluit, want hulle kom om U dood te maak.
Ja, hulle sal in die nag kom om u dood te maak. Maar ek het gesê, sal 'n man soos ek vlug? En hoe durf een soos ek die tempel ingaan en in die lewe bly? Ek sal nie ingaan nie. Want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het, maar dat hy die profesie oor my gespreek het, omdat Tobia en Sanballat hom gehuur het. Daarvoor was hy gehuur, dat ek bang sou word, en so sou maak en sonde doen, sodat dit hulle as slegte gerug kon dien, om my smaadheid aan te doen. Mag die Here vir ons in die oordenking van hierdie skrifgedeelte vanoggend ook weer nuwe moed en krag gee vir die taak wat u en ek hier in Pietersburg het. Hartlike goeiemôre, geliefdes, aan elkeen vir wie ek nie vroeg die geleentheid gehad het om môre te sê nie. Dankie vir die geleentheid en die voorreg om vanmôre saam te kan aanbid hier in julle pragtige dorp of stad liewers, Pietersburg. As ons dink aan die skrifgedeelte, dan neem dit ons terug na die jaar 443 voor Christus. Dis 'n hele klompie jare terug. Nehemia het saam met 'n groep Jode teruggekeer van hulle ballingskap uit Babylon na Jerusalem. Jerusalem was in chaos gewees. Die tempel was afgebrand, daar was niks meer nie. Die muur om die stad was op baie plekke afgebreek. Die inwoners het sonder God en sonder wet geleef. Op die Sabbat het al die handelaars van die omgewing soontoe gekom om hulle ware te kom verkoop. Juis op die Sabbat. En Nehemia moes op 'n stadium baie sterk standpunt inneem en vir hierdie handelaars gaan vra om nie meer op die Sabbat te kom, sodat hulle moes wegbly. Hy het 'n geweldige taak gehad om weer Jerusalem te herbou. En toe het hy hierdie muur om die stad met groot teenstand van die omliggende bewoners begin herbou. Inderdaad het van hierdie soldate partymal met die swaard in die een hand en die troffel in die ander gewerk. Want hulle moes so 'n bietjie bou en dan die volgende oomblik is hulle nou hierdie klomp hoor, hier aangestorm kom, dan moes hulle gou eers die troffels neergooi en hardloop en 'n paar van hulle nou eers doodsteek en te kere gaan en hulle verwiller en dan kon hulle weer voortgaan met die bouwerk. Kan jy dink, hoe moeilik was dit vir hierdie mense in daardie tyd om op hierdie stadium van die geskiedenis van God se volk weer die stad van hulle geliefde Jerusalem te herbou. En nou vra ons vanmôre hier in die jaar 2013 na Christus. Dis baie lank terug, nie waar nie. Vra ons, wat kan hierdie gedeelte, hierdie verhaal in die boek van Nehemia vir u en vir my sê wat hier in Pietersburg leef, soveel jare na dit. Daar het soveel veranderinge plaasgevind oor hierdie tydperk. As ons net dink in terme van tegnologie, die mense het nie daardie tyd gekommunikeer met selfone en met internet en met iPads en wat allerhande ander goeders ook nog al.
Hulle moes op ander maniere kommunikeer en nou vra 'n mens na al hierdie veranderinge deur al hierdie eeue en dan ook die verskil in kultuur en in taal en in gemeenskap wat ons hier rondom ons het. Kan hierdie verhaal ons nog hoegenaamd iets vertel vandag? En omdat die Bybel so dinamies is, kan dit vir u en vir my vandag iets baie pertinent sê. En ek wil eerstens sê dat dit wat die Bybel vir ons wil sê, wil hy vir die amptdraers sê van Pietersburg gemeente. So die boodskap kom eers vir u. Maar nou lees ek in die brief van die apostel Petrus, 1 Petrus 2 vers 9, dat nie net die amptdraers, die ouderlinge, die diakens en die sabbatskool superintendent en die kinderbediening, dit is nie net hulle wat die mure van Pietersburg se kerk moet bou nie. Luister na 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duister geroep het tot sy wonderbare lig. Die teks sê nie net die amptdraers, net die ouderlinge, net die predikant nie. Hy sê julle, elkeen wat julle lewe toegewy het aan Jesus Christus, is deel van hierdie volk van God, is almal gesamentlik verantwoordelik vir die verkondiging van die deugde van Jesus Christus wat ons hiernatoe gebring het. Daarom, geliefdes, is die boodskap vandag vir elke een van ons. En dan wil ek nou sommer vir u reg van die begin af ontmoedig en vir u sê dat die duiwel gaan probeer om die werk wat u doen vir die opbou van die gemeente in Pietersburg, hy gaan probeer om dit te verongeluk. Ons hoef nie eers te dink en te wonder, sal hy nie, miskien, hy gaan, dis sy werk, dis wat hy doen, hy doen dit 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, dis aan mekaar waarmee hy besig is om die werk van God te wil verongeluk. Hy gaan probeer om in Pietersburg dieselfde te doen. Die opskrif in die lewende Bybel van Nehemia wat ons gelees het, sê nog planne om die werk te verongeluk. Nog planne. Die duiwel het altyd 'n plan vir u en vir my. En baie maal kan dit gebeur dat ons in sy struik val. Ja, die duiwel gaan ongetwyfeld probeer om sy mag en sy invloed te gebruik om vanjaar weer in Pietersburg die werk en die verkondigingswerk van die deugde van Jesus Christus te kom verongeluk. En nou wil ons weet vandag, hoe gaan ons hom sy stap? Ons kan dit alleen doen as ons weet hoe hy werk. En dit is wat ons gaan leer uit die verhaal van Nehemia vanoggend. Nou, hoe werk die duiwel? Ek wil dit eerstens vir u illustreer met 'n verhaal. Nou, hierdie is 'n eintlik 'n bietjie lafwekkend. En ek vertel nie hierdie omdat ons nou moet lag daaroor of om 'n bespotting te maak van ons erediens vanmôre. Ek vertel dit sodat ons in hierdie komiese deel van hierdie verhaal ook die feit kan sien
van hoe Satan werk, want dit illustreer vir ons baie duidelik hoe die duiwel werk. Die verhaal gaan van 2 van die Merwe broers wat gaan hengel het. En hulle het niks gevang, nie 'n vis nie. En nadat hulle die hele dag daar by die viswater was, het hulle laat die middag begin terugry huis toe. Visstokke op die dak, die aas wat hulle gebruik het, is klaar, daar was net nog 'n paar mieliepitte oor, en so het hulle die pad toe nou maar terug aangepak. En op 'n stadium het hulle besluit, kom ons stop so 'n bietjie hier, hulle het nog so in die warm fles so vir elkeen so klein bietjie koffie gehad, en hulle is nou al bietjie honger, en hulle besluit, kom ons stop nou maar hier langs die pad onder hierdie lekker bome, en ons drink nou hierdie bietjie koffietjie, dit sal ons daarop nou help om by die huis te kom. En terwyl hulle hier staan en die koffietjie drink, toe sien die een broer, daar so anderkant die heining, sien hy in die veld, nie ver van die plaaswerf af nie, 'n klompie hoenders by. En hy kry 'n plan. En hy vat sy visstok en hy sit 'n mieliepit aan die hoek, maak die hoek mooi toe met hierdie paar mieliepitte, en hy kry sy visstok reg met die regte gewiggie, en hy gooi hierdie lyn. En die hoek val mooi naby een van die mooi, lekker groot vethoenders. En die hoender sien hierdie mieliepit, en hy het hom 'n bietjie bekyk en hy pik hom. En toe hy die mieliepit so insluk, toe pluk die broer daar die lyn. En hy het die hoender. En toe begin hy hierdie hoender intrek. En hy het hom nou oor die heining en hulle die nodige gedoen. Maar Jonas, wat nie te ver van daar af bly nie, het toevallig die ding gesien gebeur. En hy het dadelik gehardloop en vir die boer gaan sê, iemand het jou hoender gesteel. En die boer het toe die polisie gebel, en hulle kom toe nou net daar toe hulle klaar lekker geëet het, maar al die bewyse was nog daar, die vere, die bene, alles van die hoender, die viertjie wat hulle naby toe gedraai, alles was nog toe nog daar. So die broers word toe aangekla van veediefstal en hulle verskyn in die hof. En die dag met die hofverskyning, toe Jonas nou moet getuig wat hy gesien het, toe sê hy, Johannes, is die ding wat ek nie verstaan. Is daar die man, wat hy sit daarso, hy sê vir die hoender, kom, en nou daar die hoender, hy sê, nee, maar hy loop. Want Jonas het nie geweet van die vislyn, hy kon nie die vislyn sien. So jy sien wat dit hier gebeur. En baie dikwels kan ons hierdie verhaal toepas op hoe die duiwel werk. En hy werk basies op 2 maniere. Die een manier is om 'n versoeking so na ons te doen, soos die mieliepit daar by die hoender, met die hoek in. En dan vat jy daar die versoeking, jy ondersoek dit 'n bietjie, en jy begin dit gebruik, en want dit is lekker, dit is goed. En dan op 'n dag sien jy maar die duiwel sit binne in hierdie ding. En dan wil jy uittrek. En dan ontdek jy maar eintlik sit dit nou vas in hierdie ding. Ek kan hier uitkom. En dan gaan dit met jou en met my, soos wat die beskrywing is van die apostel Paulus, as hy sê dat dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dit wat ek wil doen, dit sukkel ek om te doen,
Want die duiwel het jou vas in hierdie greep en in hierdie hoek. Het jou vas. En jy skop ook soos daardie hoender en jy sê, ek wil nie, wat jy doen. Want jy is vasge aan daardie hoek waarmee hy vir jou gevang het. So dit is die een manier waarop die duiwel werk. En daarom moet ons die dinge wat na ons kant toe kom, en ook hierdie versoekings wat na ons kant toe kom, baie mooi bekyk en ondersoek. En die leiding vra van bo om seker te maak, hierdie is nie miskien 'n manier om vir my in die duiwel se kamp te loop intrek. Hierdie is nie miskien 'n manier om my te kry en my te slag en om vir my lewe van my af te neem. Die tweede manier waarop die duiwel werk, is hy wil ons aandag verplaas. Dit was so in die geval van Nehemia gewees. Ons sien dat Sanballat 'n boodskap stuur vir Nehemia om iewers in 'n ander dorp te gaan ontmoet. Hy wou vir Nehemia wegkry van sy werk af. Hy wou sy aandag verplaas. En hy wou 10-1 vir hom 'n paar allerhande mooi voorstelle gemaak het en goeders laat doen het om hom weg te hou van die werk af. En dat hierdie werk nie moet vorder en moet klaarkom. En baie moontlik was dit ook 'n lokval gewees en 'n poging om Nehemia uit die stad te kry, weg van sy beskerming en om hier te kry sodat hulle hom kon doodmaak. Wat ook al hulle planne was, die planne was om Nehemia weg te kry van die werk af. En nou het hy nie net een keer dit probeer nie. Hy het dit 4 keer probeer. Die duiwel is ook so, hy gee nie moed op nie. Hy hou aan en aan om vir u en vir my te tuister om oor te kom na sy kant toe. En hy gebruik allerhande subtiele maniere om dit reg te kry. Daarom het ons insig nodig van bo om altyd te weet en dit te kan raak sien soos wat Nehemia dit raak gesien het. Want die duiwel kan ook vanjaar probeer om u aandag te wil wegtrek van u werk vir die Here. Hy kan miskien sorg dat u so besig raak met die werk of by die besigheid dat jy vir die kerk moet nee sê, dat daar sekere dinge is wat jy nie kan doen nie, dat jy nie meer jou ampt kan beklee nie, dat jy miskien nie meer wil die kerk se funksies bywoon. Hy kan vir u miskien in persoonlike krisisse donkel, in 'n poging om die aandag te verplaas. Want wanneer jy in daardie krisis beland, kan dit gebeur dat jy soveel tyd en energie en aandag bestee aan hierdie krisis, dat jy dit nie meer kan gebruik, daardie energie en tyd en alles kan gebruik in die Here se werk. En hy gaan nie dit net eenmaal doen nie, hy gaan herhaalde pogings aanwend. En dan is daar 'n derde manier waarop die werk partymal verongeluk, waarop die duiwel partymal probeer om die werk te verongeluk. En daardie ander baie suksesvolle plan is om wat mense sê te gebruik as aas om jou te vang en jou uit die kamp uit te trek. Dit kan dinge wees wat mense van jou sê. Dit kan miskien iemand wees wat iets sê, wat miskien iets baie positief sê vir jou, dit baie goed bedoel, wat die duiwel gee so 'n kinkeltjie aan daardie boodskap, en jy interpreteer dit negatief. En dan maak dit jou vies. Ek het so 'n ding beleef, 'n hele klompie jaar gelede was ek direkteur by Adventiste Gemeenskapsdienste, en een van die ander direkteure wat saam met my gewerk het, het toe
beroep gekry na die Transvaal Konferensiese kantoor toe. My kantoor was in Heidelberg, die ander kantoor was in Johannesburg. En ek het vir hierdie kollega van my die dag toe hy nou sy laaste dag is, sy lesenaar ontruim het ek na hom toe gegaan en vir hom gesê, weet jy, dit was baie lekker om saam met jou te werk. En baie dankie vir die tye wat ons saam gery het, ver saam gereis het en saam dinge kon bespreek het oor die werk van die Here. Baie dankie vir die geleentheid wat ek gehad het. En baie dankie dat jy my nooit in die rug gesteek het nie. En ek het iets gesien aan sy lyfstaal toe ek hom groet, wat van my laat verstaan het, iewers het ek iets verkeerd gesê. En ek kon nie dink wat dit was nie. En daardie nag was so 2:00 die môre, toe tref dit vir my. Die rugstekery was 'n fout. Want ek onthou toe, want ek besef toe, jy kan dit op 2 maniere interpreteer. Ek het dit bedoel, daar was mense wat saam met ons gewerk het, wat vir my in die rug probeer steek het. Maar jy het dit nooit gedoen nie. Dit was my bedoeling, was positief bedoel. Want jy kon dit ook interpreteer het om te sê, jy is 'n rugsteker, maar baie dankie dat jy my nie in die rug gesteek het. Die volgende môre bel ek op, toe hy hoor dis ek, toe hoor ek daar so effens 'n stilte. En ek sê vir hom, kollega, ek moet net met jou praat oor iets wat ek gister gesê het. Hy sê, ja, daai rugstekery nie. Ek sê, ja. En ek verduidelik hom die hele ding, soos wat ek dit bedoel het. En nou so rukkie toe sê hy vir my, hoorie, baie dankie dat jy my gebel het. Dit suiwer weer die lug tussen ons twee. Ons is weer vriende. Ek was bietjie kwaad vir jou. Oor dit wat jy gesê het. Jy sien wat kan gebeur. Iemand sê 'n mooi ding en 'n mens lees dit of interpreteer dit 'n bietjie anders. Partymaal kan dit iets wees wat iemand van iemand anders vertel, wat iemand anders weer vir hom vertel het, wat hy dink hy het so iets gehoor. Jy weet mos hoe werk hierdie goed. Partymaal, dit is so 'n ompad storie partymaal wat by jou uitkom. En hierdie goed kan 'n mens seermaak. En dit kan 'n mens omkrap. En dit kan 'n mens bring op die punt waar jy sê, ek wil nie meer. Moet nooit toelaat dat jou aandag verplaas word oor wat mense sê. En as jy iets hoor, gaan maak seker, is dit regtig dit wat ek gehoor het? Is dit regtig waar dat hierdie persoon dit van my gesê het? Dit het baie kere al met my ook gebeur, dat wanneer ek gaan seker maak het, dan hoor ek die ander kant van die storie en dan besef ek, okay, nee, dis anders reg. Daai ou het nie regtig gesê dit wat by my ore uitgekom het, hy gesê het nie. Ons moenie dat dinge wat mense sê, ons so ontstel en omkrap, dat ons dit los nie. En ons moet ook versigtig wees wat ons vir mense sê. Dat ek nie miskien daar die hoek in die mielieput is, wat vir iemand gaan iets sê wat hom of haar so seer maak, dat hulle dalk moedeloos raak. Dan het die duiwel 'n ander ding met Nehemia probeer. Hy het probeer om vir Nehemia te laat wegkruip. Hier was 'n profeet gewees wat vir Nehemia na sy huis laat kom het. En hy sê toe vir Nehemia, hulle moet in die heiligdom gaan wegkruip, waar alleenlik die hoë priester mag ingaan.
Niemand anders nie. Hulle moes daar gaan wegkry. En hier was 2 vangskote gewees. Eerstens wil hy Nehemia laat wegkry. Tweedens wil hy Nehemia laat sonde, deur in die allerheiligste te gaan, waar net die hoëpriester mag gaan. En daarom kan die duiwel vir u wil bang maak vir u werk. En hy kan poog om vir u te laat wegkruip deur by die huis te bly op die Sabbat. Of met die bidnie, of met ander byeenkomste van die kerk. Hy kan vir u wil laat wegkruip. Hy kan miskien vir u wil bang maak. Of hy kan dit in u gedagte plaas om dinge te doen wat God baie duidelik in sy woord verbied. In die geval van Nehemia was daar ook die toonbrode wat hulle wou hê hy moes eet. Nou ons sien dat Nehemia elke keer hierdie aas van die duiwel, daar die hoek in die mieliepit, betyds raak gesien het en die duiwel netjies gesidestap het. Hoe gaan u en ek dit regkry om ook vanjaar, elke keer, daar die aas te sien, daar die hoek in die mieliepit te sien, en om dan nie daar die mieliepit te vat? Hoe gaan ons dit doen? Kom ons kyk wat Nehemia gedoen het. In Nehemia 6 vers 9 lees ons, hy sê, want hulle almal wil ons bang maak en het gedink, hulle hande sal die werk laat lê, sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. Nehemia het gebid, Here, versterk my hande, gee my krag om te doen wat u wil hê ek moet doen. Help my dat ek nie bang word nie. Help my dat ek nooit gaan wegkruip nie. So ons moet bid. In die Lewende Bybel vers 9 vertaal het hy gesê, hy het gebid en gesê, God, gee my krag. En dit is wat u en ek nodig het. Ons moet bid vir wysheid. Wysheid om daar die aas van die duiwel en van die versoeking te identifiseer. Ons moet pleit om insig, om daar die hoek in die mieliepit raak te sien. En dan moet ons bid vir krag. Krag om nee te sê vir daardie versoeking wat vir ons en daarmee saam ook God se kerk in diskrediet kan bring. Ons moet pleit om krag om voort te gaan, maak nie saak wat gebeur nie. Al gooi die vyand krisisse op my pad, moet ek nie toelaat dat dit my aandag verplaas nie. Al sê mense van my wat hulle wil, moet ek nie toelaat dat dit my ontmoedig om die Here se werk te doen. Al probeer die duiwel hoe hard om vir my bang te maak, moet ek bid vir krag. En God sal dit gee. Ek het een keer in 'n situasie gewerk wat uiters moeilik was. Daar was redelik bedrog gepleeg, dit was nie 'n gemeente nie, maar in 'n spesifieke situasie, waar dit was, mense kan dit pas stel as bedrog, dit was eintlik geboue wat gebou was, aftreehuise vir bejaardes wat aan 'n kerk behoort het, en die kerk het dit vir 'n bouer gegee wat buite die kerk is. En hierdie ou het net vir die wins gegaan, so in steede van sement by die sand het hy eintlik net sand gebruik. En die plek het na tyd in mekaar begin val. En omdat die kerk verantwoordelik was ons verantwoordelik ook vir hierdie gemors. En ek onthou van daardie vergaderings wat ek moes gaan lei het tussen hierdie woedende bejaardes.
En baie van hulle het ek hulle woede verstaan. Ek was saam met hulle kwaad. Want ek kon nie dink dat jy iemand beroof van sy laaste ou beleggingkie en sy enigste ou beleggingkie en hy kan nie weer 'n beleggingkie by mekaar maak nie, want dit is te oud. Dat jy so 'n mens inloop soos daai ou dit gedoen het. Maar ons moes daardie situasie regmaak. Ek het nie geweet nie. Ek het baie dae vir die Here gesê, Here, ek weet nie eers of ek nou hierdie vergadering toe wil gaan nie, want wat sê ek vir hierdie bejaardes? Maar die Here het vir my daardie krag gegee om elke keer terug te gaan, om nuwe planne te beraam, om nuwe fondse te loop soek, om weer op te bou wat afgebreek was. Die Here het dit moontlik gemaak. Daardie woord is vandag nog aan die gang. Die huise is herstel. Van daardie oorspronklike kopers is baie van hulle nie meer daar nie. Maar die van hulle wat nog daar is nog tevrede en gelukkig met die feit dat hulle daar bly. Wanneer ons bid vir krag, geliefdes, dan gee God dit. Ons hoef nooit te gaan wegkry nie. Al kom mense met watter dreigemente, ons moet net voortgaan om vir hom te werk. Daarom nooi God vir u en vir my vanmôre, dat ons weer ons roeping moet vasmaak. Hy vra vir ons om weer ons lewens aan hom toe te wy. Wanneer ons wil opbou, dan begin dit daar. Dis die grondslag. Want ons kan niks opbou sonder God nie. En daarom, geliefdes, het ons almal hier dieselfde roeping volgens 1 Petrus 2 vers 9. Kom ons staan saam. Kom ons vat as gemeente mekaar se hande. Kom ons werk as deel van mekaar en ons pleit. En ons bid en ons sê, ag Here, wanneer ek wysheid nodig het, gee my dit asseblief. Wanneer ek krag nodig het, Here, gee my dit asseblief. Wanneer ek insig nodig het, gee my dit asseblief. Wat ook al op my pad mag kom, dra u vir my daardeur, asseblief. En God sal, want hy is getrou en regverdig om daardie gebede wat ons pleit by hom vir sy werk, om dit vir ons te gee. Mag hy met u wees en met my wees en die res van hierdie dag en ook van hierdie jaar, totdat Jesus ook uiteindelik gaan kom. Here God, daar het u gehoor die hartsbegeerte van ons elkeen. En nou kom ons pleit dat die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die inwonende krag van die Heilige Gees met ons elkeen sal gaan en sal bly totdat Jesus kom. Amen. Vir my, wie van julle beklei nooit met julle boetie of sussie? Ek dink, het iemand gesê ja? Ja, nee, ek dink dit gebeur net as jy nie een het nie, nee. Nou weet julle wat doen my kinders? Hulle beklei so bietjie as ek by die huis is, nee. Maar ek hoor, as ek nie by die huis is nie, dan skree hulle so bietjie om mekaar. As ek by die huis is, dan doen hulle dit nie. Ek wil julle vertel van 2 sissies wat beklei het. Julle oor alles en sommer oor niks op. Nee, hulle het sommer net beklei want hulle kon. En die dag beklei die 2 sissies, kom ons noem hulle sommer Renet en Shani. Nee. Renet en Shani beklei die dag. Julle,
En mamma is toe later so kwaad. Sy sê, hulle moet sommer net kamer toe gaan. En hulle moet sommer net gaan slaap. Nee. En die een sussie het so gehuil. En haar ou haartjie was so seer, kom ons sê Renet was die enetjie wat so gehuil het. Nee. En sy lê daar in die bed en sy raak sommer net so aan die slaap. Wie van julle het sommer aan die slaap raak waar julle hart so seer is? En mamma kom daar verby jong en sy sien, sy wag so rukkie en sy hoor daar in die kamer is 'n gedoentetjie, nee, want Shani is nog wakker. En sy loer so by die deur en sy sien, nee, Shani bid. Sy dog, ja, dis nou 'n goeie idee, nee, want die twee het so bekry, hulle moet maar bietjie bid, nee. En dan hoor sy Shani sê, liewe Jesus, asseblief, pas vir papa op, en pas vir mamma op vanaand, en pas vir my op, maar liewe Jesus hoef nie vir Renet op te pas. Sy was lelik met my, nee. En mamma skrik groot, en sy stap daar in, sy sê, Shani, jy kan nie dit sien. Sê nou maar, jy staan môreoggend op en Renet is dood. Dan gaan jy baie sleg voel, en dan gaan sy dood wees, en jy kan nooit eers vir haar sê jammer, al voel jy jammer nie, en jy kan nooit weer met haar praat nie, en jy kan ook nooit weer met haar beklei. Nee. Nou dink Shani so bietjie, sy dink, jong, okay, sê sy, okay mamma, ek sal oorbid, hoor. Nou gaan staan sy weer op pad, sy sê, liewe Jesus, pas vir papa op,